Voorsitter, ons leef in 'n wêreld waar sigbaarheid dikwels meer koninkraai as substansie, waar die een wat gewoonlik harder blaf, meer aandag kry en waar gewildheid 'n sleutel is tot sukses. Die wêreld hang dit aan die klok. Om populêr te wees beteken dat jou pad met goud geteer word. Glad, skitterblink en vol geleenthede. Dames en here, hierdie goue pad is 'n illusie wat Jan Alleman nie eens kan beskou nie. Nie omdat dit noodwendig maklik is nie, maar eerstens omdat dit deure oopmaak. Tweedens, dit skep geleenthede. En derdens, dit waarborg aanvaring. In die eerste plek, populariteit maak deure oop. Die populêre persoon beweeg baie makliker tussen ruimtes waar die doodgewone kinders uitgesluit is. Populariteit funksioneer soos 'n toegangskaartjie tot die openbaring van mensdom. Gilly Hofman, 'n bekende leierskapkonsultaat met meer as 4 jaar se ondervinding, skryf in Marula Media Augustus 2022 dat die skoolwet bepaal dat leerders van vandag vir hulle eie vriende kan stem. Hierdie skep 'n onregverdige beoordeling, want jou maatjie stem vir sy maatjie en sy maatjie vir haar maatjie. En eintlik is jou maatjie nie die een wat die goue baaltjie moet dra nie. Hierdie toegang laat dit lyk of daar 'n goue pad is. Nie noodwendig omdat daar geen dussels en dorings is nie, maar omdat dit baie makliker is om daarom te seil. In die tweede plek, populariteit skep geleenthede. Wanneer mense na jou luister, begin jou woorde krag dra. Jou opinies vorm denke en jou optredes vorm norme. Die populêre persoon word 'n verwysingspunt, of jy dit nou wil hê of nie wil hê nie. Die projekkoördineerder by AfriForum, Leilani Breisler, skryf in 'n artikel Oorsake van afknouery in skole.co.za in Februarie 2023 dat boelies populariteit as uiters belangrik beskou. Daarom laat hulle 'n troon los op slagoffers wat minder bevoorreg, nie goed genoeg of mooi genoeg soos hulle is nie. Die billebak boelies is buffels. Dames en here, die populêre kind kom baie keer weg met moord. Die een wat gebore is met die goue lepel in die mond en die een wat sy pad reeds geteer is met goud. Marien Straiger, 'n gesoute joernalis, skryf in 'n berig op Marula Media. Hoërskoolseuns verkrag 'n 14-jarige dogter op 17 Junie 2017. Sy berig van 'n meisie wat by skoolsokkie opgedaag het toe 2 seuns op haar afgestorm gekom het. En waar was die derde een? Wel, hy was natuurlik die een wat die video geneem het en dit op sosiale media geplaas het. Ek voel dit aan my eie bas en sien dit elke liewe dag raak. Die populêre kinders kom baie keer weg met moord, as die doodgewone pligsgetroude kinders, die pliggies in ander woorde. In 'n samelewing waar invloed dikwels meer is as waarheid, word populariteit 'n kragtige instrument. En waar daar geleenthede is, kom vergifnis. En met vergifnis kom daar geleenthede oor en oor. Laastens, populariteit waarborg aanvaring. Om populêr te wees is om raak gesien te word. 'n Diep menslike behoefte waarna baie tieners uitstreef. Om iewers te behoort, gee selfvertroue en selfverseker. Rolien Straiger, 'n transformalige, voormalige mejuffrou wêreld, gegradueerde mediese dokter en skrywer, skryf in haar boek Herontdek jou selfvertroue, gepubliseer in September 2021, dat daar 2 tipe selfvertroue is, naamlik algemeen en spesifiek, en dat die een nie sonder die ander hand in hand loop nie. Wanneer iemand weet hulle word aanvaar, tackle hulle die wêreld kop eerste aan. Hulle twyfel minder en doen alles voluit. Ek sluit af. Om populêr te wees beteken nie noodwendig dat jou pad sonder dussels en dorings is nie, maar dit beteken wel dat jy nie daai pad alleen stap nie. Die grootste polemiek is nie of populariteit jou pad met goud teer nie, maar of daardie goud jou eintlik gaan verryk of van die wal af in die sloot. Populariteit sal altyd koning kraai. Die wêreld hang dit aan die klok.